Geliefdes in ons Here Jesus Christus, baie welkom by ons erediens vanoggend. Mag dit so wees as jy saam met ons hier is en ook die voorreg het om saam met ons aan die tafel van die Here aan te sit, dat die Here jou met sy vrede en liefde en genade seën. Mag God by ons wees. Ons gaan vanoggend se erediens begin deur saam te sing uit die 475 waar ons oor God sing as die allerhoogste Hemelvader. Kom ons doen dit en dan kyk ons mooi na die woorde, want ons dien 'n ongelooflike God. En dan as ons dit klaar is, dan gaan ek jou groet met die seën van die Here. Dan is daar 2 lofsange en dan gaan ons aan met ons nagmaal en die res van ons verrigtinge. Sing saam met my lied 475. Mag dit wat ons sê, dit wat ons dink en dit wat ons doen, mag dit alles tog vir U aanneemlik wees, Here ons God en ons Verlosser. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Love
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons die kosbare voorreg het om aan die tafel van die Here aan te sit, dan doen ons dit nie net uit gewoonte of deel as die beloftes van God se sakramente wat hy vir ons nagelaat het nie. Ons doen dit omdat dit iets met ons doen en iets in ons doen. Die formulier sê, hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe. En wat hy daarmee bedoel is, hierdie is gewone brood en gewone wyn en druiwesap, wat hier op die tafel staan. Maar wanneer ek en jy hierdie sakrament beleef, dan doen ons dit in die teenwoordigheid van God en met God die Gees wat in ons werk. En as ons dit beleef, dan sê God weer met hierdie brood en hierdie wyn, dat hy ons vrykoop. Dat hy elke een van ons op ons name geroep het. Hy sê vir ons, dat daar niks is in hierdie hele wêreld, wat ons van sy liefde kan skei. Nie ons sonde nie, nie ons menswees nie, nie ons foute nie, niks. God sê, ek het elke een van julle op julle naam geroep. En julle is myne. As ek en jy vanoggend hier aansit, het 'n paar keer vanoggend gesing oor heilig, dan is dit 'n heilige oomblik. Nie omdat ons heilig of sonder sonde kan wees nie, maar omdat God iets in ons doen. Omdat hy ons skoonmaak en vrymaak. Die opdrag van die nagmaal hierna, is dat ek en jy vry hier sal weggaan. Is dat ek en jy met 'n skoon gemoed en 'n skoon hart hier sal weggaan. Is dat ek en jy sal weet, God het my lief. En hy is by my tot in alle ewigheid. Maar God, elke een van ons daarmee seën. Ek gaan vra dat jy net so bly sit en dat jy dalk 'n stil gebed in jou hart doen, waar jy vir God dankie sê vir die voorreg, en waar jy jouself voorberei om aan die tafel van die Here te kom aansit. David gaan vir ons orgel speel, en ek gaan die tafel van die Here vir jou voorberei, en dan gaan ek ons stil gebed afsluit, saam met jou met 'n gebed, maar jy kan net so bly sit. Kom ons word stil. Here ons God, as ons stil word in U teenwoordigheid, dan besef ons die voorreg, dan besef ons die gawe en die kosbare skat om U kinders te wees. Dankie dat ons U kan bely as ons God. Dankie dat ons U kan bely as liefde. Dankie dat ons U kan bely as vergifnis en ewige lewe. Here,
Doen nou in ons alles wat U met hierdie tekens bedoel, en gee vir ons U vrede. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar net omdat U ons God is, en wat U weet, ons weet hoe lief U ons het. Ja, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, die tafel van die Here is gereed. God self is jou gasheer en hy nooi jou uit om te kom aansit. Kom na sy tafel. Dit is hierdie brood wat ons breek. Dit dui op die deelgenootskap wat ons het met die liggaam van Christus. Neem, eet elkeen van julle daarvan. Hierdie beker van danksegging waarvoor ons God dank. Dit dui op die deelgenootskap wat ons het met die bloed van Christus. Drink elkeen van julle daarvan. Want solank as wat ons hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig ons die dood van ons Here Jesus Christus, sodat hy weer kom. Luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergee. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat egter op 'n ongepaste wyse van die brood eet, of uit hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself eers ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Ons glo en bely dat ons Verlosser, Jesus Christus, die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en 'n hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle eerste geboorte af soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en die aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word net soos die aardse lewe aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en die hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle 'n lewende brood in die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te deel, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit moet ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou. Net so seker ontvang ons deur die geloof vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Geliefdes, sing saam met my die eerste vers van lied 486. Dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie.
Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitdeel. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. As ons derhalwe sê, dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en die natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is ons nie verkeerd nie. Die manier waarop ons dit nuttig is egter nie met die mond nie, maar met die Gees, deur die geloof en deur die teken. Geliefdes, kom ons sing die tweede strofe van lied 486. Sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel, hou hy tog nie op om ons deur die geloof aan hom deel te laat hê nie. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd, waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee, en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Verder vorm hierdie sakramente en wat daardeur uitgebeeld word, 'n eenheid, maar nie alle mense wat die sakramente gebruik, ontvang wat daardeur uitgebeeld word nie. 'n Goddelose en ongelowige mens ontvang wel die tekens, maar nie wat daardeur uitgebeeld word nie. En so bring hy of sy 'n oordeel oor hom of haarself. Julle sing saam met my die derde vers van die 486. Hierdie heilige sakrament in nederigheid en met eerbied. So gedenk ons met diepe dankbaarheid die dood van Jesus Christus ons verlosser en bely ons Christelike geloof. Daarom behoort niemand by die tafel aan te sit as hulle self nie eers aan 'n grondige selfondersoek onderwerp het nie, sodat iemand nie tot sy of haar oordeel van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink nie. Kortom, deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. Ons verwerp alles wat met die sakrament vermeng word, asook alle verwerplike menslike uitvindings wat daarby gevoeg word, omdat dit die sakrament ontheilig. Ons is tevrede om die nagmaal te vier, soos Christus en sy apostels ons geleer het. Wat ons daarvan sê, is wat hulle daarvan gesê het. Kom ons sing die 4de strofe van die 486. Yeah.
aangaan met die prediking, vra ek dat jy net so sit en dan bely jy saam met my die volgende woorde. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Ja, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof, vir die een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sondes vergewe, wat my gesiektes genees, wat my red van die graf en my met liefde omverm. Ja, barmhartig en genadig is hier die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bely toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie volgens ons ongeregtighede nie. Want so groot is wat die afstand is tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom ook oor die wat hom dien. Amen. Dit is 'n groot voorreg gewees om saam met jou die nagmaal te kon beleef. Vanoggend gaan ek met jou praat oor ons harte en oor ons skatte. En eintlik wat hierdie gedeelte in Lukas sê, is dat ons skatte ons harte bepaal. Ja, ons harte dink soos wat ons skatte is. En daarom wil ek vanoggend 'n paar keer vir jou vra, wat is die skatte in jou lewe? As ek vanoggend vir jou sê dat God jou seën met skatte, en dat daardie skatte in jou lewe, dit wat jy is, dit wat jy bedoel om te wees, en dit wat jy leef, gaan bepaal. Dan vra ek vir jou 'n vraag van, hoekom is jy eintlik? Hoekom doen jy eintlik? Hoekom bestaan jy en wat is die waarde van jou bestaan op hierdie aarde? En ek dink dit is 'n vraag vir ons jong mense en 'n vraag vir ons ou mense. Want dit gaan oor die doel van ons as mense in hierdie lewe. Die Bybel sê, daar waar jou skatte is, daar gaan jou hart wees. Ek lees vir jou die gedeelte. Verder het Jesus vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie. Hulle saai nie en hulle oes nie, hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie eers so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor ander dinge? Kyk hoe groei die lelies. Hulle smoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre in die vuur gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer sal hy julle versorg, julle klein gelowiges. Julle moet julle ook nie gedurig afvra wat julle gaan eet of wat julle gaan drink nie, en julle moet nie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor ongelowiges in hierdie wêreld gegaan is. Julle het 'n Vader wat weet wat julle nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy vir julle al hierdie dinge gee. Moenie bang wees nie, klein kindertjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee die bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie, 'n onuitputlike rykdom in die hemel waar geen dief dit kan bykom of geen mot dit kan verniel nie. Waar julle skat is, daar sal julle hart wees. Wees gereed,
die heupe omgord en die lampe aan die brand. Ek wil graag die laaste deeltjie van hierdie teksvers weer vir jou lees. Skaf vir jou 'n beurs aan wat nie leeg raak nie. 'n Onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie. Waar jou skat is, daar gaan jou hart ook wees. Wees gereed, die heupe omgord en die lampe aan die brand. Geliefdes, tot sover lees ons saam. Mag elkeen van ons vanoggend werklik God se stem in ons lewens hoor. Wanneer Jesus hierdie woorde praat hy dit met sy disippels. En hy praat dit met hulle want hy stuur hulle eintlik die toekoms in. En dan wil hy eintlik vir hulle begin aan die begin vra, maar hoe dink julle harte? En dis wat God vanoggend vir my en vir jou wil vra. Hy wil vir ons vra, wat is vir jou kosbaar? En soos altyd is dit maklik om hierdie goeders uit te dink, want ons weet eintlik wat ons moet sê. Maar dan moet ons vir mekaar vra, dit wat vir ons kosbaar is in die lewe, laat ons nog dit ons geluk bepaal. Laat ons dit nog ons volkome bly maak. Het jy nog 'n beursie by God wat nie leeg raak nie? Besef jy nog die seëning en die gawe wat God in jou lewe uitstort en is dit vir jou die kosbare? Jesus kom en dan sê hy, ek wil hê julle moet glo dat ek julle sal versorg. Kyk na die kraaie, kyk na die lelies, kyk na die natuur. Ek wil hê julle moet anders begin dink, ek wil hê julle harte moet anderster begin voel. Want hierdie gaan oor 'n keuse wat ek en jy elke dag maak. Hierdie gaan oor 'n keuse wat ek en jy maak wat sê, is ons nog tevrede? Het ek en jy nog genoeg? En dan vra hierdie gedeelte tog die vraag, genoeg van wat? Wat is dit wat vir jou vrede gee, geliefdes? Wat is dit wat vanoggend vir jou kan laat voel dat jou lewe vol is? Jesus sê vir sy disippels, daar's 'n ander pad as wat julle dink daar is. Daar is 'n pad van God se beloftes wat vir die disippels, vir Jesus Christus as seun van God en vir elkeen van ons waar is. Hy noem sy disippels 'n kindertjie. Hy sê, moenie verder besorg wees nie, liewe kindertjie. En dan impliseer hy dat hy die herder is. Dan impliseer Jesus dat hy vooruitloop. Dan impliseer Jesus dat hy elkeen van sy disippels se harte ken, dat hy elkeen van ons se menswees en sy hart ken, dat hy elkeen van ons se diepste ken. En hy sê, ek wil vandag vir julle beloof, God sal sorg. God wil vandag vir jou beloof, geliefde, hy sal sorg. Hy probeer so 'n bietjie vir ons wys dat ons eintlik so nietig is. Hy sê, niemand van julle kan eers sy lewe met 2 ure verleng nie. Niemand van ons is eers in staat om lewe te gee en daardie te doen nie. Hy sê nou, waarom? Waarom dink jy en ek is ons in staat om te bekommer?
Waarom dink jy en ek is ons in staat om oor God se voorsiening te twyfel? Waarom, geliefde, is ons so besig met die dinge daarvoor, dat ons die dinge wat hier is, nie eens meer sien? Hy sê eintlik, maak jou oë oop. Maak jou oë vir 'n slag weer oop. Want dit gaan nie oor 'n beursie wat geld hou. Dit gaan nie oor al die dinge wat ek en jy onsself so oor bekommer nie. Dit gaan nie oor die dinge wat ons slaap vat en ons vrede vat in hierdie lewe nie. Dit gaan oor iets anders. Dit gaan oor ek en jy wat geseën is met 'n onuitputlike skat in die hemel. Later in hierdie gedeelte sê hy, ek wil hê jy moet die koninkryk van God soek. En al die ander dinge sal vir jou gegee word. Ek wil dit vir jou vra. Soek jy nog met jou hele lewe die koninkryk van God? Is dit nog die skatte wat jy daar sien? Is dit nog waarmee jou hart elke dag oorloop? As jy tyd het, as jy mense het, as jy die lewe het, as jy God se teenwoordigheid deur sy Gees het, is dit nog waaroor jou lewe gaan? God sê, daar waar jy jou skatte bymekaar maak, daar sal jou hart wees. Nou doen ons. Die Here wil nie hê ons moet ons bekommer nie. Die Here wil nie vandag hê ek en jy moet twyfel. Die Here wil nie hê ek en jy moet vorentoe kyk en sê, wat as nie. Die Here wil dat ek en jy vanoggend sy belofte sal glo. Die Here wil dat ek en jy vanoggend sy gawes sal sien. En hy sê ons moet sterk wees. Hy sê in Lukas 12 vers 35, hy sê, laat julle jippe om God. Want dit is nie maklik om in die lewe te gaan leef en so te dink nie. Dit is nie maklik om daar buite te gaan leef en te sien dat jy genoeg het nie, want ons wil altyd meer en beter en groter. God sê, vir vandag het jy genoeg. Vir vandag het jy alles wat jy nodig het, wat ek wil hê, jy moet hê, sodat jy jouself kan wees. En dan sê hy, wees waaksaam, en laat julle lampe brand. Laat jou lig skyn. Hy sê eintlik, gaan wees 'n lamp in 'n donker wêreld. Hy sê eintlik, gaan wys vir die wêreld wat dit is om te leef, asof jy nie 'n beursie in het, wat kan leeg raak nie. Gaan wys vir die wêreld, wat is dit om bly te wees? Gaan wys vir die wêreld, wat is dit om genoeg te hê? Vanoggend wil ek hê jy moet saam met my vir 'n oomblik stil word en net dink. Is dit wat ons nog doen? As God jou vandag seën met tyd, as God jou vandag seën met talente, as God jou vandag seën met kanse en met mense, sien jy dit nog raak? Het jy nog jou vrou lief asof sy 'n geskenk uit God se hand is, of het jy so aan haar gewoond geraak dat dit nie eens meer saak maak nie?
Selfs met jou man, met jou kinders is ons so besig met 'n proses om te wees en te stuur en op te voed en te dryf dat ons nie eers meer ons kinders se menswees raak sien. Met ons werk. Is dit nog vir ons 'n voorreg om skool te gaan? Is dit nog vir ons 'n voorreg om te studeer of om elke oggend op te staan en 'n werk te gaan doen? Kom ons dink net bietjie. Want jy weet, geliefde, die tyd om te doen gaan verby. Die tyd om te wees gaan verby. En dan moet ons nie terugkyk en sê ons moes nie. Dan moet ons nie terugkyk en sê, maar eintlik het ons nie ons gawes en ons seëninge gesien nie. Dan moet ons nie terugkyk en wens nie. Dan moet ons gedoen het. Dan moet ons gewees het. Dis die opdrag. Gaan vanoggend hier weg. Gaan na jou eie lewe. En dan vra jy vir jouself wat jou skatte is. Of miskien gee die Bybel ons 'n bietjie 'n ander idee. Gaan vanoggend hier weg. En gaan kyk 'n bietjie waar jou hart is. Want ons harte, sê hy, is waar ons skatte is. En as jy jou hart gekry het en jy het jou skatte gekry, maak seker dat mot en roes daardie skatte nie kan verwoes nie. Maak seker dat dit daardie skat is wat jou hart bepaal. Maar God, elke een van ons daarmee sien dat ons harte is waar ons skatte is, maar dat ons skatte by God is. Mag jy in hierdie week 'n lewe ervaar van God se teenwoordigheid, van skatkamers, van genade, van vreugde, van vrede. Jy kan alles gebruik, want jy kan dit nooit opgebruik nie. Want by God werk dit so. Mag jy in hierdie week dit leef. Amen. Geliefdes, ek wil vra dat ons as slotgebed en as slotsang saam met mekaar die 602 sing. Daarna groet ek jou met die seën van die Here en ons sluit vanoggend die erediens af met die amen gebed. Sing saam met my die 602.
ons God sal elkeen van julle seën. En die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn. En die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede verhoor. En die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.